Goed, ek gaan begin. Ons gaan net nou kyk na dit wat ek vir julle wil wys, maar dis nie nou al nodig nie. So ek wil graag so 'n paar Sondae net saam met julle kyk na die boek Sagaria. Jy kan solank so toe blaai as jy wil. Ons gaan vandag bietjie kyk na Sagaria 1. Met die hoop dat julle almal saam met my ook nog steeds worstel, soos wat ons 'n rukkie gelede daaroor gepraat het, oor hoe herlewing regtig lyk. Wat dit beteken as die kerk ontwaak. Hoe lyk dit? Ek moet erken dat ek baie bly is dat ek nie laas Sondag hier by julle was en gepreek het nie, want ek het die week van tevore gegaan vir 'n ding wat hulle noem 'n rhizotomy prosedure, en dit was bietjie meer intens as wat ek gedink het. Die dokter het vir my na die tyd gesê, broer, jy het 'n ou rug en 'n ou nek. Hulle het bietjie gesukkel om deur al die skroewe en pype en penne en goed deur uit te kom by my senuweekanale, maar boonbehalwe dit was laas naweek eintlik wat dit vererger het is, ek het 'n ding gedoen wat ek nie gewoonlik doen nie, is ek het bietjie na die nuus gekyk. En ek het gesien wat tans, en miskien is nie almal van julle daar nie, maar wat tans gebeur in die groot charismatiese kerke in die wêreld. Nie almal nie, sommiges. En al wat ek vir julle wil sê, as julle dit nie agtergekom het nie. Die duiwel is los. Nie net in die wêreld nie, sommige plekke ook in die kerk. So, wat gaan dit vat, is die vraag wat ek vandag het, wat gaan dit vat in die tye waarin ons lewe, dit wat ons sien, wat alles gebeur om ons, wat gaan dit vat vir herlewing om uit te breek? Ek sukkel nog steeds so bietjie om my gedagtes rondom al hierdie goeters te kry wat ek gesien het en gehoor het en probeer sin maak van alles. En dit het op 'n stadium my eintlik bietjie bang gemaak om te besef waartoe die duiwel in staat is. Ons het al daaroor gepraat ook. Hy het krag. Hy het nie mag nie. God het mag. Wat my die meeste ontstel het, dat ek besef het dat ek is ook maar 'n mens, ek kan ook struikel. En julle almal weet, ek het dit al vir julle gesê, dit begin by een klein kompromie. Ag, dit is nie so erg nie. Niemand sal weet daarvan nie. Niemand sal dit sien nie. En dis presies waar die duiwel jou wil hê. Want hy is uiters gevaarlik en hy sal kom slag en hy sal kom steel en hy sal verwoes as jy die deur vir hom oopmaak. Johannes 10 vers 10. Ek herinner ons almal net weer aan die teks van Paulus wat sê in 1 Korintiërs 10, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Dis 'n belofte van God. As jy versoekinge in jou lewe beleef, weet dit, jy het krag om dit te weerstaan. Moenie dink dit is maar net eenvoudig te veel vir jou nie. Want die Here se belofte is, ek gee jou die vermoë om dit te oorwin en te weerstaan. As jy gedink het jy kan nie weerstand bied nie, jy kan, maak nie saak wat dit is nie. Goed, dit was die eerste preek van vanoggend. Ek hoop ons almal slaan op 'n manier net ag op dit, en ons help mekaar en ons bemoedig mekaar om moed te hou, om hoopvol te bly. Maar, ek wil praat oor entoesiasme, oor ywer, oor geesdrif, of geesdriftigheid as jy wil.
Julle het my almal al leer ken as iemand wat nie baie driftig en oor-entoesiasties is nie. Al is ek soms entoesiasties, sal jy dit nie maklik raak sien nie. Ek is nie so goed om uitdrukking te gee daaraan nie, maar ek weet al goed genoeg, ek het al my lewe gesien, entoesiasme oor iets is nie altyd positief nie. Ek het al baie langs my kinders se sportvelde gestaan en die entoesiasme van ouers gesien. Ek het al baie op 'n stadium in my lewe baie op die rugbystadions in ons land gekom en ek het daai entoesiasme gesien. Glo my, daai entoesiasme en daai geesdrif is nie altyd positief nie. Maar ons gaan 'n bietjie praat oor entoesiasme en ywer of geesdriftigheid en hoe herlewing dalk kan lyk en hoe dit dalk kan lyk wanneer die kerk van Jesus Christus ontwaak. Want ons het gesien, herlewing begin wanneer die kerk van Jesus Christus ontwaak. En wie is die kerk? Ek en jy. En omdat die kerk ontwaak en herleef, dan begin die wêreld ook herleef en ontwaak, né? Daar gaan nie herlewing hier buite in die wêreld plaasvind, want as die kerk nie eers ontwaak en herleef nie. En ek en jy is die kerk, besig met dit waarvoor die Here ons geroep het om mee besig te wees. Hopelik. En onthou, al is ons nie bekend as hierdie charismatiese kerk of deel van een van die groot kerkbewegings in die wêreld. Ons is nie noodwendig deel van Bethel of Hillsong of CRC of van die groter NG Kerk in die wêreld, in die land nie. Ons is die kerk van Jesus Christus. En ons het 'n spesifieke roeping as die kerk om te doen in Christus wat hy ons geroep het om te doen. So ons sien in die boek Sagaria wie die Here gebruik en wat die Here gebruik vir die kerk om te ontwaak en hoe die kinders van God ontwaak en hoe die wêreld ook ontwaak. Die kerk het vandag nodig om lewend en aan die brand te wees, net soos wat dit soms in die verlede vir die kerk nodig gewees het om aan die brand en lewendig te wees. Die kerk het nodig om terug te keer na 'n jaloerse God. En ons het nodig om weer geesdriftig te raak vir die Here. Sagaria 1 vers 1 tot 6. Julle weet, ek hou gewoonlik daarvan om net so 'n bietjie agtergrond te gee voor ek lees. So dit is belangrik om te weet, die boeke Haggai en Sagaria, net om so 'n bietjie konteks te gee. Die meeste mense in daai tyd het hulle rug gekeer op die Here. En hulle het hulle geloof teruggeval, gebackslide. Sommige het hulle geloof verloor. Hulle het verlore geraak in sonde. En as gevolg van dit wil die Here hulle nou leer. Hy wil hulle teruggee by hom. En wat die Here baie keer doen as ons terugsak in ons geloof en rustig raak en lou raak, is hy sal iets doen om ons te leer om ons weer terug te kry by hom. Die Here se wil vir ons is nie teëspoed nie. Luister mooi, dis nie wat ek sê nie. Die Here se wil vir ons is voorspoed. Jeremia 29 sê dit baie duidelik. Maar soms leer die Here ons deur teëspoed sodat ons kan terugkom by hom. As ons nie luister nie, hy's lief vir ons. En dan is teëspoed in ons lewe soms nodig om ons ore oop te maak om ons weer by hom te kry. As ons aanhou om ongehoorsaam te wees, was daar nog altyd maniere hoe die Here ons aandag gekry het. So wat hy hier vir die mense sê is, goed dan,
Julle wil nie luister nie, julle is ongehoorsaam. So, ek gaan julle nou leer deur teëspoed. Ballingskap vir julle. Ek gaan julle in ballingskap laat wegvoer. 70 jaar lank. Nou, wat gebeur het is, ek weet nou nie hoe duidelik julle hier kan sien nie, maar ek gaan vir julle net 'n idee gee wat gebeur het. Die volk, natuurlik Juda, Israel, Jerusalem, hier rond, en die Here het die volk laat wegvoer in ballingskap al die pad na Babylon toe. Weg van hulle eie huise af, weg van hulle tempel af, weg van alles wat aan hulle bekend is, het hulle was in Babyloniese ballingskap. Hulle het nie meer 'n plek gehad van ontmoeting met die Here nie. En hulle bid en hulle vra vir die Here vir krag en uitkoms, en omdat die Here genadig is, reik hy uit na hulle toe. En hy sê vir hulle, ek wil julle weer herstel. Ek wil julle weer terug hê by my. My eintlike bedoeling en my plan met julle wil ek weer herstel. En ons sien, as ons so en terugkyk in die boek Esra, staan daar dat die koning Kores vir hulle sê, en ek het so 'n bietjie van 'n tydlyn net hier vir julle gegee. So wat gebeur het is, in 605 voor Christus, die volk in ballingskap gegaan, vir 70 jaar tot 536 voor Christus, en toe het onder die leiding van koning Kores in Babylon, sê die Here vir Kores, goed, laat my mense teruggaan. En die koning sê, goed, 50,000 van julle kan teruggaan na Jerusalem toe om die tempel te gaan herbou, onder leiding van Zerubbabel. En hulle het teruggegaan, hulle het begin om die tempel te bou. Hulle het die altaar en die fondasies begin herbou, en vir 2 jaar lank het hulle gebou, en toe skielik, sien ons, wat gebeur? Na 2 jaar, daai 2 jaar daar, vandat hulle begin het om te herbou tot 534 voor Christus, toe stop die bouwerk weer. Toe raak die teestand te veel vir hulle, en het raak te harde werk, en nie teestand van God nie, teestand van die wêreld. En dit raak net te veel vir hulle, en hulle begin ophou, en hulle stop met die werk, en hulle het baie verskonings gehad van hoekom hulle gestop het, maar vir 16 jaar lank stop die bouwerk aan die tempel. 70 jaar was hulle in ballingskap, die Here stuur 50,000 mense terug om die tempel te gaan herbou, en binne 2 jaar raak hulle ontmoedig, en hulle dink weer meer aan hulle self as wat hulle dink aan die Here, en die werk stop. En toe weer, 16 jaar later, 16 jaar later, nadat die bouwerk gestop het, nadat die bouwerk begin het, 16 jaar later weer, 520 voor Christus, begin die bouwerk weer. 16 jaar later stuur die Here hierdie 2 profete, Haggai en Sagaria, om vir hulle te preek en te profeteer, en hulle weer aan te moedig om weer te begin met die herstelwerk en die bouwerk aan die tempel. En dis hoekom die boeke Haggai en Sagaria geskryf is. So as jy lees in Esra 6 vers 14, sal jy sien daar het gestaan. En die oudstes van die Jode het gebou en goed gevorder deur die profetiese werksaamheid van die profeet Haggai en Sagaria, en hulle het gebou en voltooi op bevel van God van Israel, van die God van Israel, en op bevel van die konings in daai tyd, Kores en Darius en die koning van Persië. So, met dit as agtergrond, kyk ons na die boek Sagaria, waar die Here met sy mense praat om weer herstel te bring en om hulle te laat herleef en om hulle weer aan die werk te kry om te doen dit waarvoor hy hulle geroep het. Sagaria 1 vers 1. In die 8ste maand, in die 2de jaar van Darius,
het die woord van die Here gekom tot Sagaria, die seun van Berachia, die seun van Ido, die profeet, en gesê, die Here was baie vertoornd op julle vaders. Nee, onthou julle, 70 jaar terug, was die Here baie vertoornd op die vaders, hy het hulle 70 jaar in ballingskap laat gaan. So, vers 3, so moet julle dan aan hulle sê nou, die Here sê, Sagaria sê vir hulle, so spreek die Here van die leerskare, keer terug na my, spreek die Here van die leerskare, en ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Ons verwag die Here moet net altyd daar wees, né? Wanneer ons in die moeilikheid is, moet die Here daar wees. Ons is nie daar vir hom nie, maar hy moet daar wees vir ons. Want ons ken hom ons. Ons gaan ons Sondag kerk toe. En daar is hierdie uitroep van die Here, sy hartsbegeerte, keer terug na my toe. Eintlik 'n uitroep van alle mense, maar veral van sy volk, ook sy mense. Die rede hoekom Jesus Christus aarde toe gekom het, is omdat dit die Here se hartsbegeerte nog altyd was, dat ons sal terugkeer na hom toe. Jesus het gekom, sodat die hele mensdom kan terugkeer na God toe, na die een toe wat hulle geskep het. Dis die begeerte van die Vader se hart. Keer terug na my toe. Hy het nog altyd, en hy sal altyd 'n weg maak vir ons om te kan terugkeer na hom toe. En ek wil eintlik vanoggend sê, dat dis nooit te laat nie. Moet nooit dink dis te laat om terug te keer na die Here toe nie. En ek wil saam met dit eintlik vanoggend sê, dis nou tyd om terug te keer na hom toe. Jy gaan dalk nie môre hê nie. Jy gaan dalk nie volgende jaar hê nie. Hy sê, as jy terugkeer na my toe, sal ek terugkeer na jou toe, en hoor net wat sê hy, hy sê, bekeer jou van al die verkeerde weë af, keer terug na my toe, en dan sal ek jou met oop arms terug ontvang. Ek sal daar wees vir jou. Vers 4. Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeëre profete geroep het en gesê het, so sê die Here van die leerskare, bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke, maar hulle het nie gehoor en na my geluister nie, spreek die Here. Die Here het met die voorvaders gepraat, hy het met hulle gepraat, hy praat vandag met ons. Onthou, dis nie 'n God daar ver ergens nie, wat net somtyds opduik, wanneer ek hom nodig het nie. Dis 'n hemelse Vader, wat aanhoudend met ons praat, wat 'n hart het vir ons. Hy is die een herder, op wie almal van ons kan vertrou. En hy sê, draai weg van julle bose weë en julle bose gewoontes af. En ek weet, makliker gesê is gedaan. Baie moeilik om te verander. Dit is baie maklik om 'n besluit te neem, ek gaan my lewe verander en ek gaan my dinge in plek kry en ek gaan my wegdraai van al daai slegte gewoontes af. Baie maklik om 'n besluit te neem en nie so eenvoudig om dit te doen nie. Voor jy kan kry, is maar weer terug daar in daai ou gewoontes. Jy vertrou en jy bid, Here, help my asseblief om te verander, gee my krag, vernuwe my denke, maar is harde werk. Dis doelbewustheid, dis om die Here te aanbid elke oomblik van elke dag. Dis om jou gedagtes te vernuwe. En ek het nogal deernis beleef toe ek hierdie gedeelte weer gelees het. Ek het nogal deernis beleef vir hierdie mense. En miskien is my wee en jou wee nie so boos soos wat hulle sin was nie. Maar die Here wil ons altyd in 'n beter posisie plaas. Hy wil altyd hê ons moet beter volgelinge van Jesus Christus wees. Vers 5.
en 6. Julle vaders, waar is hulle? Hy sê, julle vaders, waar is hulle nou? Julle profete, sal hulle vir ewig lewe? Julle voorvaders gaan dood, en die profete gaan dood. Maar, my woorde en my insettinge, wat ek my knegte en profete beveel het dit julle vaders nie ingehaal nie? Dit sê basies hier, dat die boodskappers gaan uitsterf. Maar die Here sê, my woorde sal nooit verlore gaan nie. Sal nooit uitsterf nie. My woorde sal uiteindelik ook hulle inhaal wat nie daarna wil luister nie. En wanneer die Here sy vinger op iets gesit het, wanneer hy met ons gepraat het, durf ons dit nie ignoreer nie. Jy durf dit nie ignoreer nie. Ons gaan miskien dit nie oorleef hier in hierdie wêreld nie, maar die Here se woord sal tot stand bring dit wat ons versuim om te gehoorsaam. Die waarheid van God se woord sal vir ewig bly staan. En wanneer ons in 'n worstelstryd betrokke raak, en ons begin weerstand bied teen die waarheid, en ons begin die waarheid ignoreer, al is dit ten opsigte van ons eie lewe, al is daar dinge wat jy nou maar komprimeer in jou eie lewe, ag, is nie so erg nie, niemand sal daarvan weet nie, of al is dit in iemand anders se lewe, wat jy liefhet, wat naby jou is, en jy sien hierdie persoon begin dit ignoreer en weerstand bied. Ons sal nooit daai geveg wen nie. Ons moet seker maak dat ons lewe volgens die waarheid van God se woord. Ons moet altyd die waarheid van God se woord soek so goed as wat ons kan. Toe skryf Sagaria hierdie laaste deel van vers 6. Hulle moes erken, die Here die Almagtige het met ons gedoen wat hy hom voorgenem het om met ons te doen. Presies volgens ons lewe en ons dade. Ons kan nie weerstand bied teen dit wat die Here wil doen nie. Jy kan probeer, maar dit gaan net ten nadeel van jouself wees. God sal tot stand bring wat hy tot stand wil bring. Hulle het tot inkeer gekom, hulle het besef wie hulle is, en hulle het besef waar hulle is, en die rede hoekom hulle in ballingskap is as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Eerste stap tot verandering in ons lewens kom wanneer ons erken. Die rede hoekom ek in hierdie posisie is as gevolg van myself. Dit kan nie altyd iemand anders se skuld wees nie. Dit kan nie altyd die duiwel se skuld wees nie. Dit kan nie net maar altyd wees dat slegte goed altyd met my gebeur nie. Uiteindelik moet ons kan sê, nee, wag 'n bietjie, kom ek doen 'n bietjie selfondersoek. Kyk na my eie lewe. En daar staan, en toe het hulle tot inkeer gekom en erken, maar ons is in hierdie posisie op grond van dit wat ons gedoen het, op grond van ons ongehoorsaamheid. Ons moet onsself voorberei op dit wat die Here wil doen in ons lewens. Die feit dat hy wil uitskit en uitsif onder ons. Hy is besig om dit in die kerkwêreld te doen, reg oor die planeet tans. Daar's 'n geregtigheid wat die Here wil terug hê. In sy kerk. Hy wil geregtigheid terug hê in sy kerk. Nie godsdienstigheid nie. Ek lewe maar net 'n godsdienstige lewe nie, doen die regte dinge nie. God soek geregtigheid. Geregtigheid is om te erken dat ons aan die verkeerde kant staan. Ons moet terugkeer na ons eerste liefde toe.
by Jesus bly, sodat ons geregtigheid kan vind in ons lewens, dit wat ons nodig het. Julle weet waarvan ek praat. Ek hoef dit nie te verduidelik nie. As ons geregtigheid in al ons weë gehad het, sou ons nie soveel onmin en onenigheid beleef het in ons verhoudinge, in ons besigheid en in ons kerke nie. Ons moet kan erken en verstaan dat ek die meeste van die tyd is waar ek is omdat ek verkeerde keuses in my lewe gemaak het. Moenie kwaad word vir ander en jouself probeer regverdig met allerlei verskonings nie. Dis nie geregtigheid nie. Nee, ek moet die Here toelaat om eers met my te handel sodat hy my vorentoe kan vat in sy geregtigheid. Die Here sê keer terug na my toe. Alles in sy Vader hart sê, kom terug na my toe. Die rede hoekom ek en jy daar is as gevolg van onsself, nie as gevolg van hom nie. So dis waar Sagaria is, dis waar hy trek. Hy sê, die Here sê, keer terug na my toe. So die engel wat nou vir Sagaria moes uitlê, wat hy gesien het met die Here gepraat, en daar staan in Sagaria 1 vers 12, daarop het die engel van die Here aangehef en gesê, Here van die leerskare, hoe lank nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u alreeds 70 jaar vertoornd was? Hoe lank gaan u nog u genade terughou, Here? Onthou, ons omstandighede, maak nie saak sleg of goed nie, is nooit bokant of verhef bo God se skepingsdoel met ons nie, want die duiwel is nie groter as die Here nie, en ek en jy is nie groter as die Here nie. Ons keuses is nie groter as God nie. Wanneer mense hulle verootmoedig voor die Here, en hulle sondes bely en hulle wegkeer van hulle verkeerde weë af en terugkeer na die Here toe, dan is ons op die beste plek wat ons ooit kan wees. Dan sal ons die krag van die Here ervaar, wanneer ons stappe begin neem om in die weë van die Here te wandel. Die Here is nie teen ons nie. Hy is vir ons. En soms is ons net so ver van sy volmaakte wil en doel vir ons lewens af. Soms is jy net so ver daarvan af. Maar jy kan net nie volkome oorgee nie. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Nie die dood nie, nie slegte keuses wat ons maak nie, slegte besluite nie, niks nie. Die engel het die Here 'n vraag gevra namens Sagaria in vers 13. Die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. En dis hoe die Here altyd met ons praat. Vriendelik, bemoedigend. Maar ons besluit doelbewus soms om sy stem uit te doof. Here, nie nou nie. Ek is nou eers besig met ander goed. En om die wêreld en die duiwel en soms ons medegelowiges in die lewe die skuld te gee vir dinge in ons lewe wat verkeerd loop. Intussen moet ons net die proppe uit ons ore uittrek. Ons het 'n Vader in die hemel wat lief is vir ons, en hy was altyd vir ons, en hy was nog nooit teen ons nie. Maar hy wil die beste vir ons hê. Vers 13, toe antwoord die Here die engel, wat met my gespreek het, sê Sagaria, goeie woorde, troostvolle woorde. Daarop sê die engel wat met my gespreek het, roep en sê. So die engel sê vir Sagaria, sê nou vir die mense. So spreek die Here van die leerskare. Hoor wat sê die Here? Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer.
In die ander vertaling staan, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem en oor Sion. Dis wat die Here sê oor ons. I am exceedingly jealous for Jerusalem and for Zion. Vers 15. My toren gaan losbreek. Luister mooi oor wie. My toren gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon. Want my toren teen Jerusalem, teen my volk, was nie so groot. Dit was nie so groot nie. Dit is die heidene nasies, Babylon, wat dit nou so groot ramp laat word het. Hoor julle mooi wat staan nie? Die Here sê, ek het vir julle teëspoed gegee, ek het julle laat wegvoer in ballingskap na Babylon toe. Maar daai heidene nasies, waar julle in ballingskap was, het dit nou te ver gevat. Want ek is lief vir julle. Ek wil julle teruggee by my. Die Here sê, hy is baie, baie jaloers. Jerusalem en Sion, julle moet dit weet. Die Here is baie jaloers oor julle, hy is lief vir julle. Is dit wat die Here vandag vir ons wil sê? Ermelo-Oos, Kerk van Jesus Christus, ek is 'n jaloerse God. Hy het 'n nasie afgevaardig, ja, om sy mense, sy volk in ballingskap weg te neem. Maar hierdie heidene nasie het meer boos geraak as wat nodig was. Hulle het sy volk meer gestraf as wat nodig was. En die Here sê, ek was 'n bietjie kwaad vir my mense, maar Babylon het te ver gegaan met my mense. Die heidene nasie het dit 'n groot ramp laat word. Hulle het dit te ver gevat, nou is ek kwaad. Ek is kwaad vir hulle. Ek gaan hulle nou uitsorteer, sê die Here. En dit is 'n Vader se hart. Jy het dit nou te ver gevat met my kinders. 70 jaar en nou dink julle kan enigiets doen met my volk? Ek het julle toegelaat om my volk in ballingskap weg te voer, maar nou het julle te ver gegaan. Nou gaan my mense teruggaan na hulle land en hulle gaan begin om die tempel te herstel. Die Here laat nie toe dat dinge buite beheer raak nie. En hy het 'n bepaalde tyd vir alles. Soos 'n vader wie se hand op jou is, sy hart, God se Vader hart is vir ons. Vir elkeen van ons. En sy oë is altyd op ons. En hy weet alles van ons af. 'n Skepper God groter as wat ek en jy ooit kan dink. Ons het geen idee nie. Dit is die God wie ons dien en op wie ons hoop gefestig is. Hy is 'n jaloerse God. Vers 16. Daarom so sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel, daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. Roep weer en sê, so sê die Here die Almagtige. My stede sal weer oorstroom word deur voorspoed. Ek, die Here, gaan weer genade betoon aan Sion. Ek gaan Jerusalem weer my woonplek maak. Hulle het te ver gegaan met my mense, nou bring ek hulle terug. Weet ons, begryp ek en jy regtig dat die Here oor alle politiese en alle wêreldsake beheer het? Besef ons dit? Wat jy ook al dink in die wêreld besig is om te gebeur, die Here het dit. Hy het dit. Die Here is in beheer en dis hy wat die stukke op die skaakbord rondskuif. Hy is heeldag besig om sommige mense op te rig, om miskien ander mense weer terug te bring aarde toe. Hy is besig om dinge in plek te plaas vir sy doelwitte
en vir sy glorie. Maak nie saak wat se gloom en doom voorspel word nie. Die Here het dit. Hy sê in hierdie teksverse, my meetsnoer sal gespan word. Iemand anders sal nie die afmetings bepaal nie. My meetsnoer sal gespan word. Nie die wêreldse nie. My restaurasieproses is aan die gang, sê die Here. Ek begin herstel en herbou. Ek wil my mense sien ontwaak en herleef. Ek wil hulle weer sterk sien en vol van my heiligheid, vol van my geregtigheid, vol van my glorie, sodat die wêreld kan sien en kan weet wie ek is en dat hulle kan sien. Ek is 'n jaloerse God. Ek is jaloers op my mense vir wie ek lief is. Dit is miskien moeilik vir ons om die jaloesie van God te verstaan. Wanneer ons die woord jaloesie hoor, dan dink ons in terme van ons menslike verstaan daarvan. En tog praat die Bybel van 'n jaloerse God, né? Die Here identifiseer homself as 'n God wat jaloers is. Die eerste keer wat hy homself so bekend gemaak het, was in Eksodus 20. Jy mag nooit voor ander gode neerbuig en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Ek wil jou aanbidding hê. Jou aanbidding, jy kan dit met niemand anders deel nie. Ek wil dit hê. Eksodus 34:14 sê hy, want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. Die Here maak dit baie duidelik dat hy jaloers is oor jou en my, sy kinders. Dit is so kenmerkend van God. En ons moet bewus wees daarvan en ons moet baie dankbaar wees daaroor. Jakobus 4:5, of meen julle dat die skrif te vergeefs is? Te vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Die ander vertaling sê, of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God, die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Vir niks anders nie. Net vir homself. Wat is die natuur van hierdie jaloersheid? Die jaloersheid waaraan ons dink as ons oor jaloers dink nie. Onthou dat al die Bybelse verklaringe oor God se jaloesie word genoem antropomorfisme. En dis beskrywinge van God in 'n taal wat ons verstaan. In 'n menslike taal. Die Here gebruik ons lewe en hoe ons lewe om homself te beskryf. Want hoe kan enigeen van ons die oneindige, alomteenwoordige, alwetende, soewereine God beskryf? 'n Mens kan nie. Ons kan dit net in menslike terme doen, dit wat ons verstaan. Ons kan nie God beskryf anders as in terme wat beskikbaar is vir ons beperkte vermoëns en breine nie. En jaloesie is een van daai woorde wat tot ons beskikking is. Die verskil is dat ons, die mens, bepaal nie wie God is nie. So ons vat nie ons jaloesie en beskryf hom daarmee nie. Hy is nie soos ons nie. Ons probeer soos hy wees. So ons kan nie jaloesie probeer verstaan in hierdie menslike sin soos wat ons daarna kyk nie, maar ons moet dit verstaan op grond van die karakter van God. Want die Here het nie enig van ons menslike beperkings nie. Geen beperking van sy kennis en van sy krag en hy sondig nie. So wat die woord jaloesie ook al vir God beteken, kan ons nie deur ons matrikse probeer beskryf as mense nie. God se karakter word nie beïnvloed deur sonde nie. So as ons praat van die toorn van God, soos wat dit in die skrif staan, praat ons nie van 'n menslike woede uitbarsting nie. Die toorn van God is die heiligheid van God wat reageer op boosheid. Die toorn van God is nie soos menslike woede, wat onderhewig is aan frustrasies en ons word onregverdiglik kwaad of wat ook al nie. Jakobus 1:19 sê, wees stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie.
Wanneer ons toornig raak, moet ons versigtig wees, want daar's gedagtes en daar's motiewe en daar's vrees by betrokke. En die Here het niks daarvan nie. En net so is die woord jaloesie. Dit is nie die jaloers wat ons verstaan nie. Dit word nie beïnvloed deur frustrasies of afguns of kwaadwilligheid soos ons menslike jaloesie ken nie. God se jaloesie is 'n prysenswaardige entoesiasme, ywer om iets te bewaar wat baie spesiaal is vir hom. Gaan dit weer sê. God se ywer, sy geesdrif, is 'n prysenswaardige jaloesie. Om iets te bewaar wat uiters en besonders spesiaal is vir hom. Hy is jaloers op ons. En die jaloesie van die Here manifesteer op allerlei maniere. Hy oordeel ons vyande, want hy is jaloers op sy mense. Jy durf nie raak aan die appel van God se oog nie. Hy is jaloers oor ons liefde en hy handel met die gode wat ons weglei van hom af. En wanneer die Here oordeel en ons beland in ballingskap in ons lewens, dan is dit sy jaloesie wat ons weer terugbring na hom toe. Jaloesie is 'n asemrowende daad van die Here, waarvoor ons hom moet eer. Die rede hoekom ons 'n onwankelbare koninkryk het, is as gevolg van die jaloesie van God. Die Here sal nie toelaat dat enigiets met sy mense gebeur buite die realm van sy doelwitte en sy planne vir sy mense. Die feit dat hy jaloes is oor ons beteken nie dat daar nie slegte dinge in ons lewe gaan gebeur nie. Die Here is verskriklik lief vir ons, dis onbeskryflik, oneindigend, nê. Maar dit beteken nie dat daar nie slegte goed in ons lewe gaan gebeur nie. Dis nie wat ek sê nie. God is jaloers oor sy heilige naam. Hy sal nie toelaat dat sy naam skade aangedoen word nie. Hy wil hê dat sy naam geheilig word. Dis die tipe jaloesie van die Here. En selfs by die mense is daar twee tipes jaloesie. Die aaklige groen monster jaloesie. Ek weet nie, van julle weet dalk waar kom die groen jaloesie vandaan. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Maar jy wil net hê wat iemand anders het omdat jy dit wil hê. Daai tipe jaloesie. Maar daar is ook 'n jaloesie in verbondsliefde. Wanneer jy getroud is met jou vrou en iemand anders maak oogies vir haar, dan is dit daai tipe jaloesie wat in jou opstaan. Oor my dooie liggaam. Ek gaan nie dit duld nie. Ek gaan alles in my vermoë doen om my huwelik hierteen te beskerm. Dis goeie jaloesie. Dit moet so wees. Jaloers oor die liefdesverbond waarin jy staan met jou vrou of met jou man. En dis die tipe jaloesie wat die Here het vir ons, want hy staan in 'n verbondsverhouding met ons. Hy's lief vir ons en hy's jaloers oor ons liefde vir hom en sy liefde vir ons. Ek sluit af. Die jaloesie van God, wat op 'n manier die vrug van herlewing is iets wat ons inspireer om entoesiasties te wees, om ywerig te wees, om geesdriftig te wees. Hoe reageer ons op God se jaloesie? Ons raak entoesiasties daaroor. Dit maak ons opgewonde. Ons God is jaloers op ons. Hy is so lief vir ons. Is hier dalk iemand hier vandag wat ergens 'n liefdesaanbod gekry het in die afgelope jaar? Enige iemand? Verloving of ja, daar sit iemand. Of dalk om iemand om jy uit te gaan, iemand wat vir jou kan jy onthou dit gevoel?
Kan jy, as jy bietjie terugdink daaroor, kan jy onthou hoe jy gevoel het? 'n Kerk wat entoesiasties is oor die Here, sal enigiets vir hom doen. As ons werklik die jaloesie van die Here vir ons het en verstaan, sal ons reg gefokus wees. Ons sal tunnelvisie hê. Ons sal nee sê vir alles wat verkeerd is en ons sal ja sê vir alles wat reg is. Die jaloesie van die Here maak ons geesdriftig en entoesiasties om hom te aanbid met alles in ons. Kom aan julle. Verstaan julle wat dit beteken dat die Here jaloers is op jou? Hy hoef nie 'n saak met ons te hê nie. Hy hoef nie. Hy hoef nie 'n saak te hê met die feit dat jy nie afslaan op hom en nie gehoorsaam is aan hom nie. Hy hoef nie 'n saak daarmee te hê dat jy dalk op pad is na die ewige dood toe nie. Hy hoef nie. Maar hy het. Hy het, dis waarvoor hy lewe. Vir my en jou. Ons regte reaksie op God se liefde vir ons is liefde vir hom. Ons regte reaksie op God se jaloesie oor ons is ons ywer vir hom. J.C. Ryle sê die volgende: ziel, nou ziel is soos 'n ywer, dis soos 'n geesdriftigheid of entoesiasme. Hy sê zeal in the religion is a burning desire to please God, to do His will, and to advance His glory in the world in every possible way. It is a desire which no man feels by nature, which the Spirit puts in the heart of every believer when he is converted. That is zeal. Ywer, entoesiasme. Dis nie iets wat mense vir jou doen nie. Dis iets wat kom van die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. Dis 'n reaksie op die jaloesie van God. 'n Reaksie op God se verbondsliefde vir ons. Dis hierdie entoesiasme wat Haggai en vir Sagaria laat opstaan het en praat het met 50,000 mense en vir hulle te sê, julle het opgehou bou aan die tempel, want julle is meer geïnteresseerd daarin om julle eie huise te bou as om die huis van die Here te bou. Julle hou daarvan om geld bymekaar te maak. Meer, dis asof daar gate in julle sakke is. Hulle word net nooit vol nie. Dis wat Noag laat opstaan het toe daar nie 'n druppel water in sig was nie. En hy het 'n skip begin bou. As jy laf, wat doen jy? Ywer vir God is wat opborrel in ons wanneer ons reg reageer op die jaloesie van God, die liefde van die Here. En ons kan niks anders doen as om die Here met ons hele wese te dien nie. Romeine 12:11 en 12. Moenie in julle toewyding verslap nie. Moenie in julle toewyding verslap nie. Ek weet, hier sit van ons wat verslap het. Ek het al verslap. Moenie verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Here, ek bid net sommer nou dat as ek hierdie woorde sê, volhard in gebed, dat dit betekenis sal hê vir die mense wat voor my sit. Dat dit vir ons betekenis sal hê. Wat beteken dit om te volhard in gebed? Nie net bid wanneer ons lus is. Of net bid op ons eie wanneer ons lus is nie. Om te bid by elke geleentheid wat aan ons aangebied word. Om te volhard daar. Ons geesdrif vir die Here is iets wat ons kan verloor. Jy moet dit weet.
Dit is belangrik om te weet, ons kan ons geesdrif vir die Here verloor. Ons moet voortdurend bewus wees daarvan en ons moet ons entoesiasme en ons geesdrif vir die Here in stand hou. Want die lewe gebeur. En die wêreld sak op ons toe. En ons vergeet maklik van ons God, wat jaloers is op ons liefde vir hom. Ons raak meer bekommerd oor die jaloesie van ons familie, wat sê ons moet meer tyd by hulle spandeer. Ons raak meer jaloers op die jaloesie van my pelle in die golfklubspan, wat sê hulle gaan verloor as ek nie daar is nie. Ons raak meer jaloesie op ons maak meer jaloers op die aanspraak wat mense op ons lewens maak, omdat as ek nie by die werk is nie, gaan die werk nie gedoen word nie, as wat ons die aanspraak wat God maak op ons lewens. Ons geesdrif vir die Here is veronderstel om groter te wees as enigiets anders in ons lewe. Maar julle sien, ons moet eers leeg word, voor ons vol kan word met hom. En dis daai leegmaakproses wat so moeilik is. Dis daai goed in ons lewe wat ons van moet leegmaak. Ons almal weet van daai goeders in ons lewe wat ons net sukkel mee. Maak soveel aanspraak op ons tyd en ons geld en al ons goed. En as ons nie eers leeg is daarvan nie, kan ons onsself nie volmaak met hom nie. Jy kan ywer hê vir die verkeerde dinge, die Bybel sê dit. Maak seker dat jy ywer het vir God, anders gaan jy ywer hê vir die verkeerde dinge. Wanneer jy geesdriftig is oor die Here en ywer het vir hom, bereken jy nie die kostes nie. Wanneer jy geesdriftig is oor die Here, maak jy nie somme nie. Maak nie saak wat dit jou gaan kos nie. Dit was nodig vir die kerk van Jesus om herlewing te ervaar. Daai tyd, kerk van God om herlewing te ervaar. En ons gaan verder daarna kyk, as ons in die jaar gaan praat oor die vrees van die Here. En ek wil vir julle nou al sê, dis nie bang wees vir die Here nie. Dis om bang te wees om nie die Here te hê nie. Dis om bang te wees dat die Here nie naby aan jou is nie. Dis om bang te wees om nie genoeg by die Here te wees nie. Dis wat die vrees van die Here beteken. Eerbied vir hom. Dis wat hier gebeur het in Sagaria. Die Here sê, Babylon, julle het te ver gegaan, my mense kom terug uit ballingskap. Hulle gaan my tempel herbou en vir die kinders begin leer wat dit is om my te aanbid. Want in die 60 jaar wat verby is, het julle kinders nie geleer hoe om te aanbid nie. Maar julle gaan nou terugkom na my toe. In 'n kort tyd is die tempel herbou, en toe het hulle bewus geword van die jaloesie van God oor hulle liefde vir hom. Die Here is jaloers oor ons. Hy sal nie dat ons met verskonings wegkom nie. Maar hy sal ook nie toelaat dat ander dinge of ander mense om ons weerhou daarvan, om hom te aanbid soos wat hy dit verdien nie. Amen. As jy sommer net lus het om te reageer en te sê, Here, ek wil terugkom na U toe. Ek weet, daar's te veel goed in my lewe wat my aandag aftrek, en daar's te veel goed wat my tyd vat en my energie vat, en ek is bewus van hoe lief U vir my is, Here, en hoe jaloers U op my liefde vir U is. En staan op terwyl ek hierdie gebed bid, en dan sluit ek vir ons af met 'n gebed. Here, U praat met die kerk. En U herinner ons aan dit wat die profeet Sagaria geskryf het. En hoe ywerig hy daaroor was, dat die volk sal terugkeer na U toe. En Here, miskien is dit 'n ywer wat U in die afgelope tyd vir my gegee het, om self my posisie
in te neem, soos wat U behaag het daarin. En ook miskien my liefde vir die mense voor my en my wete dat U so lief is vir almal wat hier staan en sit, Here, in die jaloesie wat U het oor ons. Wat my geïnspireer het om net vanoggend te gesels oor die hart van Sagaria en hoe dat U selfs heidene nasies laat oorgee het en gesê het, ek stuur hierdie mense terug. Here, U is amazing. Ons is so geneig om soms te dink dat die wêreld dit nou oorgeneem en dinge gaan nooit weer verander nie en dinge sal nooit weer dieselfde wees nie. En miskien is dit so, Here. Maar wat die kerk aanbetref en die invloed van die kerk in die wêreld om te wys wie Jesus Christus is, dit was U plan van die heel begin af en dit was Jesus se laaste opdrag toe hy opgevaar het na die hemel. Hy het gesê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En kyk, leer hulle alles wat ek julle geleer het. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Ag Here, U het soveel beloftes in U woord. En ons is so geneig om nie ag te slaan daarop. En ons weet, U het gesê in hierdie wêreld sal julle dit swaar hê, maar ons moet goeie moed hou want U die wêreld oorwin. Dit is so. En ons ervaar dit, Here. Maar ons wil vanoggend opstaan en sê, Here, U is ons. U is ons. Gebruik ons, Here. Gee ons krag. Oorweldig ons opnuut met U liefde. Help ons om terug te keer na ons eerste liefde. Want Here, daar is niemand soos U nie. Dankie, Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees in jou lewe elke dag voelbaar wees. In Jesus naam.